Goeiedag julle almal. Ek hoop julle het hierdie kwartaal in die reeks oor die verskillende temperamente baie geniet en baie geleer van mekaar. Vir my was dit regtig 'n openbaring. Ek moet vir julle sê, ek het in die begin het ek maar baie gewonder oor party van julle, hoe julle godsdiens beleef. Party van julle was vir my baie snaaks. Veral toe ek in Witrifuur kom, toe's dinge nie meer so alles dieselfde soos waar ek vandaan gekom het. Miskien was ek ook vir julle snaaks, met die manier hoe ek my godsdiens belewe. Ek dink die groot rede waarom daar verskillende soorte kerke is, omdat kerke mekaar nie akkommodeer nie. Die Pinksterkerke is mense wat entoesiasties is. Hulle is die entoesiaste. En hulle is almal daar by mekaar baie entoesiasties, maar weet julle, in ons kerk is daar ook entoesiaste. En vroeër jare het ons hulle doodgedruk met ons stywe atmosfeer. Maar ons moet plek maak vir die entoesiaste. Die Rooms-Katolieke Kerk is weer meer die asketiese ouens. Hulle wil lang kyk na 'n beeld, hulle wil 'n kers sien brand, hulle wil sagte musiek hoor en ons het iets daarvan gehad in ons kerke, maar baie van die ouens het eerder wegbeweeg en glad nie eers kerk toe wil kom nie, want dit was te besig gewees. Of dis die mense wat sê, dis allemaal mooi as jy orgel so saggies speel voor die tyd. Dit is so heilig. En dan is daar die mense, die Anglikane. Hulle is die ouens wat, julle weet mos, wat die biskop Tutus is. Hulle is die ouens wat voorloop, is daar gemarcheer moet word, is daar aktief opgetree moet word. Ons het hulle onder ons ook. As jy 'n dag reël waar ons so 'n bietjie in die strate gaan marcheer, dan is daar 'n paar ouens wat regtig sê, ja nee, kom ons moet almal. Maar baie van ons is nie aktiviste nie, en ons wil nie altyd in die strate marcheer. Christian Swarts het in 'n boek oor natuurlike kerkgroei gesê, dat gesonde kerke is kerke waar gelowiges mekaar akkommodeer. Myra Perrine skryf in haar boek wat ons nou hierdie kwartaal behandel het, dat gesonde kerke is kerke waar gelowiges saam staan met hulle verskillende spiritualiteite en vir mekaar iets beteken en by mekaar gaan leer. En so is dit so. As ons die entoesiaste in ons kerk nie het, gaan ons kerk nooit lekker wees. Want hulle is die sonskyn mense in 'n gemeente. Hulle is die mense wat glimlag. Hulle is die mense wat jou laat tuis voel. Sonder die verwonderaars wat daar is onder ons. Die mense wat hulle kan verwonder oor getuienisse en wat getuienisse kan saamflans en vir mense kan vertel hoe hulle verwonder oor die groot goed wat God gedoen het, sal kerk ook nie kerk wees nie. Sonder die aktiviste onder ons sal ons die hele dag net sit in kerke. Ons sal nie bietjie uitgaan en dinge gaan doen nie. Ons het hulle nodig. Sonder die intellektueles sal ons teologie maar baie skraal wees. Want hulle is die ouens wat vir ons leer om na die Bybel in sy detail te gaan kyk. Sonder die naturaliste sal ons vergeet van God wat die skepper is van die natuur, skepper van mense, van die wonder van die lewe. Die naturaliste het ons nodig. Dis daai ouens wat altyd vir ons 'n mooi ryker sal gee in die kerk, of is die ouens wat vir ons pragtige beelde sal wil wys. Sonder die emosioneles sal ons ook nie wees wat ons moet wees nie. Onthou julle hoe die Here Jesus by die graf van Lazarus, net voordat hy Lazarus uit die dood uit opgewek het sy gemoed volgeskiet, 2 keer. En daar's van hulle ook hier onder ons, en ek dink ek is dalk een van hulle wat sy gemoed so verskriklik vinnig volskiet as iets mooi is. En dan is daar die tradisionaliste. Ons moet tog nooit die tradisionaliste vergeet. En dis oor hulle wat ons vandag praat, wat ek spesiaal vir julle wat ek my toga aangetrek het. Sonder julle sal ons vergeet van die God van die verbond. Die God wat gister, vandag en môre dieselfde is. Die God wat ons ouers geleer het van Jesus en
wie ons geleer het en wie ons leer om weer vir ons kinders te gaan leer. Dis die tradisionaliste wat in die kerk sit en na die doopvont kyk en dink aan die God van verbond en die dag toe hulle gedoop is en hoe die Here aan hulle 'n belofte gemaak het. Dis die mense wat na die nagmaalstafel kan kyk, die brood en die wyn kan proe en kan dink aan die verlede, wat Jesus alles vir ons gedoen het. Ja, die Here Jesus het vir ons gesê, en dikwels in die Bybel staan daar, moenie vergeet wat God in die verlede vir julle gedoen het. Moenie julle tradisies verwaarloos. Bou julle altare. Gebruik die nagmaal, gebruik die doop. Moenie die ou dinge sommer net so weggooi nie. Vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor die waarde van tradisies. Dat tradisies, die tradisionaliste, die mense wat graag die geloofsbelijdenis en die wet wil hoor, nie verwaarloos moet word. Dat ons die ou dinge, wat die skatte is van ons Christelike godsdienst, altyd saam met ons sal neem. Want dit help ons om God, wat deur die eeue dieselfde is, in ons harte te bewaar en dit vir ons kinders te leer. Julle gaan nou lekker gesels in die Bybel oor die tradisies van die Christelike geloof. Geniet dit en mag die Here julle aanraak ook in hierdie middag. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie dat U 'n God is van Abraham, Isak en Jakob. 'n God is van geslagte der geslagte, dat die Bybel vol geslagsregisters is, dat U, Here Jesus, self tradisionele gebruike ingestel het en wat ons gereeld moet gebruik, U het dit opgedra aan ons. Dankie, Here, dat ons vandag kan bid, dat ons toch nooit sal vergeet wat U vir ons gedoen het in die verlede. Dankie, Here, vir die wonders deur die eeue, ook in die wonders van ons eie lewens. Seën ons met die bespreek hiervan en gee dat ons plek sal maak vir die tradisionaliste onder ons en dat ons hulle sal waardeer en by hulle sal leer. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Lekker gesels oor die tradisies van die Christelike geloof.